Ons gaan vandag kyk na vergelykings met eksponente, vergelykings met wortels en vergelykings met eksponente, maar waar die x in die grondgetal is. Ons sal in 'n ander klas kyk na die ander vergelykings. Jy kry twee verskillende soorte vergelykings met eksponente. Jy het een waar jou onbekende in jou eksponent is en dan die een waar jou onbekende 'n grondgetal is. So ons gaan nou kyk na die onbekende in die eksponent. So ek gaan sommer sê x is in die eksponent. Okay. En daar ook kry jy twee soorte. Jy kry waar daar een term aan die linkerkant en een term aan die regterkant is. En dan kry jy waar daar meer as een term is. Nou, die meer as een term, dit is gewoonlik die moeiliker is. En onthou hierso kan x by 'n paar verskillende grondgetalle in 'n eksponent wees, of dit kan net op een plek in die eksponent wees. Hierdie is eintlik die makliker een van die twee. So ek gaan nou sommer gou hier begin. So julle kan in julle opsommingsboekie kyk, na daai voorbeeld, die eerste ene is 2 tot die mag x is gelyk aan 4 tot die mag 2x plus 1. So onthou wat julle in graad 9 al begin leer het. As ek vergelykings met eksponente het, dan wil ek dit so maak dat my grondgetalle aan weerskante van die is gelyk aan dieselfde is. Want as my grondgetalle gelyk is aan mekaar, dan moet die eksponente ook gelyk wees aan mekaar. Andersins gaan die linkerkant nie gelyk wees aan die regterkant nie. So dis altyd wat jy eers wil doen. Jy wil altyd seker maak, selfs hierso, jy wil hom in standaardvorm hê. Jou standaardvorm is dat jy een ding aan die linkerkant het, een term aan die linkerkant en een term aan die regterkant. So hy is eintlik klaar soos wat ons hom wil hê. Nou die volgende ding wat ek moet doen is, ek moet seker maak, hierdie grondgetalle is dieselfde. So onthou ons werk altyd met ons priemfaktore. So 2 is klare priemfaktor, ek kan nie hom verder vereenvoudig nie. Maar daai 4 kan ek skryf as 2 tot die mag 2. Stem julle saam? Okay. So al wat ek nou gedoen het, is ek het net daai 4 verander in 'n 2 tot die mag 2, maar daai eksponent moet nog steeds so bly. En nou het ons in graad 9 al geleer met ons eksponentwette, as ek iets tot die mag nog iets het, moet ek die eksponente met mekaar maal. En onthou, ons moet dit met als maal. So daai 2 moet met daai ene gemaal word, en hy moet met daai enetjie ook gemaal word. So dan raak dit 2 tot die mag 4x plus 2. Stem julle saam? Okay. So nou het ons hom presies in die vorm wat ons dit wil hê. Ek het een term aan die linkerkant, een term aan die regterkant, die grondgetalle is dieselfde. So nou beteken dit my grondgetalle kan wegval en dit wat in die eksponente is, moet gelyk wees aan mekaar. So nou het ek 'n mini lineêre vergelykingkie wat ek kan oplos. So onthou x aan die een kant, getalle aan die ander kant. Ek gaan my plus 2 na die linkerkant toe vat, dan raak hy 'n minus 2. En die plus x gaan ek gaan aftrek aan die ander kant, en dan kry ek hom, en as ek wil ontslaa raak van die maal 3 voor my x, gaan ek aan die ander kant net deel met 3. En dit gaan, meeste van die tyd gaan jou antwoord breuke en goed wees, dit gaan nie noodwendig altyd 'n heel getal wees nie. Maak hierdie sin. Julle alright met dit. Okay. Nou, kom ons sê daar is meer as een term. So, kom ons kry gou my voorbeeld is 3 tot die mag x minus 3 tot die mag x min 2 is gelyk aan 24. So, die groot ding is, ons het ons gesê, ons wil hom eintlik in 'n standaard vorm hê, ons wil hom in die vorm hê, waar ek een term aan die linkerkant het, en een term aan die regterkant. Ek wil nie twee verskillende terme hê, wat elkeen 'n x in my eksponent het. So ek het 'n tool in my toolbox, wat ek nou al van graad 9 af geleer het, wat ek kan toepas as ek iets het wat meer as een term is, en ek wil dit een term maak. En dit is faktorisering. Faktorisering is super belangrik, want al van graad 10 af, jy gaan dit in amper elke afdeling van die algebra gebruik, want dit is die manier wat vir my toelaat om
om van meer as een term te maak. So onthou, ons kyk mos nou altyd, soek ons altyd vir ons gemeene faktor eerste. So, ek het nou al gevind, jy hoef nie hierdie stapie te doen nie. Okay. Maar ek het nou al gevind, dis 'n bietjie makliker. Onthou soos wat julle die eksponentwette geleer het, as ek twee goed maal met dieselfde grondgetal, dan plus ek die eksponente. Onthou julle daai. Nou, die groot ding met my eksponentwette is dit werk beide kante toe. So net soos wat daai geldig is daai ook geldig. So as ek 'n uitdrukking in my eksponent het, dan kan ek dit weer opbreek. So daai 3 tot die mag x min 2 kan ek opbreek. Die grondgetal bly dieselfde. So as dit 'n 3 was, dan bly dit 'n 3. Dan is dit 3 tot die mag x maal 3 tot die mag min 2. So ek het daai nou net herskryf as daai. Maak dit sin? Julle alright met wat nou hier gebeur het? Julle moet vir my sê, as julle nie verstaan nie hoor, dan kan ek vir julle weer verduidelik. Okay, so, kom ons kyk gou, hoe kan ek, so jy kon, want ek sien jy skud jou kop, jy kon daai x min 2, nee, kan ek ook mos skryf as x plus 'n minus 2. Jy alright met dit? So die oomblik wanneer jy eksponente het wat met mekaar geplus was, dan beteken dit was oorspronklik 'n maalsom. So wat nou gebeur is ek het net die twee goed wat ek met mekaar geplus het ek toe opgebreek. Jy kan altyd as jy meer as een, sê nou maar dit was 2 tot die mag x kwadraat plus 3x minus 2. En ek wou dit weer opbreek. Hoe jy dit altyd gaan opbreek, is jy gaan kyk hoeveel terme is daar. Daar's 3 terme, so jy gaan 3 2's neerskryf, 3 van jou grondgetalle, wat ons als met mekaar gaan maal. En dan breek jy hom op, die eerste grondgetal, die eerste term kom by die eerste grondgetal, die tweede term kom by die tweede grondgetal, en die derde term kom by die derde grondgetal. Okay, want as ek die goed met mekaar maal, dan plus ek die eksponente. En as ek die eksponente met mekaar plus, gaan ek weer op so uitdrukkingkie. Maak dit sin? Okay. Net gou 'n bietjie, dat ons net seker maak dat julle verstaan hoekom ons dit doen, want dit is nogal belangrik. Okay. So nou kan ons gou daai wegvat. So ons het net daai nou herskryf. Daai 3 tot die mag x, daai swart enetjie is nog steeds daar. So dis 3 tot die mag x minus. Jy hoef nie, sien jy? Het jy gewonder wat word van hom? Okay, skus. Nee, ek het net daai enetjie gevat en hom nou opgebreek. Okay. Is jy nou by? Alright. Okay. Jy hoef nie hierdie ekstra stap te doen nie, jy hoef dit ook nie vir hulle te wys nie. Partykeer dan help die kinders om dit so op te split, want dan help dit vir hulle om dit te faktoriseer, maar jy hoef nie. Jy kan dit ook ergens vir jouself in potlood doen as jy sou wou. Okay. Want nou kan ek sien, onthou, daar's 'n term en daar's 'n term. En die eerste tipe faktorisering waarvoor ek altyd soek, is 'n grootste gemeene faktor. So sien julle hier wat is 'n gemeene faktor by hierdie twee terme? Wat sien julle daar raak? Jou 3 tot die mag x, né? So ek gaan daai ouetjie uitdeel as 'n gemeene faktor en onthou al van graad 9 af leer ons vir julle, ons haal hom nie uit nie, ons deel hom uit. So wat bly oor by hierdie eerste term nadat ek hom uitgedeel het? 'n 1, baie mooi. Daai is baie belangrik en hier bly oor die nadat ek hom uitgedeel het, die 3 tot die mag min 2. En dit is verkieslik wat jy soek. Jy soek dit so, dat jy net op een plek 'n grondgetal het met 'n x en 'n eksponent. Ek soek dit nie op 'n klomp verskillende plekke hierso nie. Want wat nou kan gebeur is, ek kan gaan uitwerk wat is daai. Die 3 tot die mag minus 2 is 1 op 9. Ek kan sê wat is 1 minus 1 op 9.
En as ek wil ons vir hom alleen wil hê, kan ek ontslaa raak van die maal 1 op 9 deur aan die ander kant te gaan, deel met, ek bedoel met 9 op 8. 8 op 9, ekskuus. Praat ek nou heel verkeerd. Maar ek gaan sommer net sê, jy gaan basies net gaan deel met daai hele ding. So jy kan hom letterlik net so in jou calculator intik. En dan kry jy 27. Okay, en van nou af is dit een van die eenvoudige eksponensiële vergelykings. Ek wil my twee goed skryf wat hulle dieselfde grondgetalle het. En as die grondgetalle dieselfde is, dan kanselleer hulle mekaar uit en dit wat in die eksponente is, moet gelyk wees aan mekaar. Okay, so sien julle, jy het nie nodig gehad om daai stappie te doen nie. Jy kan dadelik gegaan het van daar na daar, maar as dit vir jou help, eerder bang Jan as dooie Jan, né? So doen maar eerder daai ekstra stappie, al doen jy dit vir jouself, al skryf jy daai deel net ergens in potlood vir jouself om jou te help, want ek weet dit vat ons nou tyd om die hele ding oor te skryf, dan doen jy dit. Okay. Julle alright met hierdie? Kan ons oorgaan na die vergelykings met wortels? Okay, kom ons kyk gou vinnig na die vergelykings met wortels. Hy is eintlik lekker eenvoudig. Die groot ding is, wat is ons doel? Ons wil ontslaa raak van die wortel. Okay, so onthou, die wortel is die inverse van die kwadraat. Okay. Jou groot probleem, kom ons skryf gou 'n voorbeeld neer. Sê nou maar ek het die vierkantswortel van 2x min 4 plus x is gelyk aan 6. Ek kan nie dadelik net wil ontslaa raak van my wortel deur 'n kwadraat te vat nie, want onthou, dit wat jy aan die linkerkant doen, moet jy aan die regterkant ook doen. So as ek hierdie hele ding kwadreer en daar kwadreer, dan gaan ek later aan onthou wat ons geleer het, né? Dis twee terme, so ek gaan nie net daai ding kwadreer en daai ding kwadreer nie. Dit is ek gaan daai ding kwadreer, ek gaan daai ding kwadreer, ek gaan daai ene maal met daai ene maal met 2. Okay, so jy gaan 'n tussenin term hê wat nog steeds 'n wortel het. Wat beteken jy gaan nie ontslaa raak van jou wortel nie. So ons gaan nie dit doen nie. Jou doel met die wortels is om basically eerste jou wortel alleen te kry. So jy wil ja. Exactly. Ons gaan ontslaa raak van die plus x, ons gaan aan die ander kant minus x. Ek wil my wortel alleen hê sodat ek dit wat aan daai kant is kan kwadreer. Okay, nou kan ek dit doen. So nou raak ek ontslaa. So dis stap 1, stap 2 is raak ontslaa van jou wortel deur die kwadraat te vat. So nou gaan ek dit doen. Maar onthou, jy moet daai hele ding kwadreer. So jy sit hom in hakkies. Dis nie net daai ding kwadraat en daai ding kwadraat nie, dis daai hele ding wat gekwadreer moet word. So onthou die kwadraat en die wortel, hulle tweeetjies kanselleer mekaar uit. Daai en daai kanselleer mekaar uit, so jy bly net oor met die 2x min 4. Nou aan die ander kant onthou, daai kwadraat beteken, dit is, ek gaan sommer net hier een kant, dis daai term, daai hakkie, maal met homself. So onthou, ek moet daai ene maal met daai, net om 'n bietjie langer maak, met daai ene, dan sit 36. Ek moet daai ene maal met daai ene, dan sit minus 6. Ek moet daai ene maal met daai ene, dan sit minus 6. En ek moet daai maal met mekaar, dan sit positief x kwadraat. En as ek dit vereenvoudig, die minus 6 is minus 12. En dan kry jy daai. Okay. Of jy kan die kortpad vat, maar ek stel voor as jy die kortpad verkeerd doen, want baie kinders kry nie die kortpad reg nie, vat maar eerder langpad, né? Eerder bang Jan as dooie Jan, maar net vir die van julle wat wou, die kortpad, kwadraat, maal, né? Kwadraat is daai ene, kwadraat is daai ene, maal, 6 maal minus x maal 2 minus 12x. Okay, so dis jou kortpad. En nou het jy 'n kwadratiese vergelyking wat ons nou al van graad 9 af geleer het om te doen. So met 'n kwadratiese vergelyking soek ek al my terme aan die een kant en 'n 0 aan my ander kant. So ek gaan alles sommer die x kwadraat minus 12x plus 36. Ek het nou maar net die volgorde aan hierdie kant verander. Julle alright met dit. Dan raak ek ontslae van die plus 2x, so ek moet die ander kant minus.
en die minus 4 moet aan die ander kant plus. En dan gaan ek net gou vereenvoudig. So dit is minus 14x en 40. Het julle al geleer om die kwadratiese vergelyking op julle sakrekenaars te doen? Dink jy kan dit net met die wit enetjie doen. So nie al die sakrekenaars kan nie. Met die grys. Ook kan julle dit met die grys en al doen. Okay. Ja. Maar in elk geval hierdie is daarom nou nie so erg nie. So onthou ek soek twee getalle wat ek met mekaar kan maal om 40 te kry. Maar as ek hulle optel en aftrek, moet ek minus 14 kry. So onthou, daai een sê vir my twee hakkies gaan verskillend, gaan dieselfde tekens hê. En dan om te weet of dit albei plus of albei minus gaan wees, kyk ek na hierdie ene, so hulle moet albei minusse wees. Wat maal wat gee vir my x kwadraat? So dis eerste in die opening kies. En dan die faktore van 40. En ons gaan 10 en 4 gebruik, nee, want minus 10 minus 4 is minus 14 en minus 10 maal minus 4 is plus 40. Okay. As julle nog sukkel met dit, moet ons dalk bietjie die graad 10, die graad 9 werk gaan hersien. Okay, en dan kan jy die of-deel doen, soos wat ons nou al lank al geleer het, of dit wat in die eerste hakkie staan, moet gelyk wees aan 0, so x moet gelyk wees aan 10, of dit wat in die tweede hakkie staan, moet gelyk wees aan 0, so x moet gelyk wees aan 4. Wat is die belangrikste deel van vergelykings met toets? Yes, maar julle is dan oulik. Okay, jy moet daai twee waardes weer gaan instel in jou sakrekenaar, want partykeer is daar, wanneer ook al jy werk met breuke, en wanneer ook al jy werk met wortels, moet jy altyd jou antwoord toets. So as jy, kom ons kyk gou, op die voorbeeld, toe ons het getoets het, toe was hierdie ene, die linkerkant nie gelyk aan die regterkant nie, net daai enetjie was van toepassing, so hier sê jy nie van toepassing, so met ander woorde, daai is die enigste oplossing wat hy kan hê. Ja. Ek kan ons ook net sê x is nie gelyk aan. Of ja, jy kan sê x is nie gelyk aan, ja. Ja? Ek verstaan nie mooi dit. Wat se deel? Die toets. Al wat jy gaan doen is jy vat daai oorspronklike ding, né? En dan gaan sit jy daai antwoord wat jy gekry het, gaan sit jy in. So jy tik hom in vierkantswortel van 2 maal 10 minus 4 plus 10 en dan kyk jy, daai sommetjie van daai moet vir jou ook dieselfde gee as dit wat aan die regterkant is. So as hy nie 'n 6 gee nie, ek dink toe ek het gedoen het, toe kry ek 'n 14 aan hierdie kant en 'n 14 is nie gelyk aan 'n 6 nie. So dan weet jy hy werk nie uit nie. Maar as jy 'n 4 daar gaan insit in x se plek, so dis die wortel van 2 maal 4 minus 4 plus 'n 4, dan kry jy vir daai antwoord kry jy 6, sodat jou linkerkant gelyk aan jou regterkant. Ja. Okay, so ons gaan nou ook doen wat gebeur as die onbekende in jou grondtal is. So sê nou maar ek het iets soos, kom ons kyk die voorbeeld wat ons het is 2x tot die mag 2 op 3 is gelyk aan 32. So hierdie is eintlik die wortels en hierdie onbekende in die grondgetal is eintlik jou meer eenvoudige voorbeelde. Eintlik al wat ons wil doen met hierdie is ons wil hê x se eksponent moet 1 raak. Okay, want ons wil dit hê soos 'n gewone lineêre vergelyking wat ons al van graad 8 af doen. Want ek weet nie wat te hel om te maak met 'n 2 op 3 in my eksponentie. So ek wil nie hê ek wil hê sy eksponent moet 'n 1 raak. Okay. Maar vir my om dit te doen, my heel eerste stap is ek wil altyd vir x alleen kry aan die linkerkant. Okay, so dis stap nommer 1. So ek wil ontslaa raak van die maal 2, so ek gaan aan die ander kant deel met 2. Okay. Nou wil ek seker maak dat daai ene se eksponent, so wat ons nou doen is ons gebruik sy resiprook, né? Ons tip hom net om, want 2 op 3 maal 3 op 2 is 6 op 6 wat 1 is. So jy gaan altyd, dis eintlik baie maklik. Al wat jy gaan doen, onthou net as dit 'n gemengde getal is, partykeer gee hom vir jou 'n gemengde getal, moet jy hom eers 'n onegte breek maak. Jy gaan bloot hom maal met sy resiprook.
Maar onthou, my eksponentwet sê, as ek iets tot die mag nog iets het, dan moet ek die eksponente met mekaar maal. So, onthou ons het ons nou gesê, in graad 11 weet ons kan die wette aan die kant toe ook vat. So as ek 'n maalsom wil, as ek die eksponente met mekaar op die einde wil maal, dan kort ek 'n iets tot die mag nog iets. So ek moet daai ding vat en dit verhef tot die mag. Sy omgeswitch is 3 op 2. Julle alright met wat ons gedoen het. Maar dit wat jy aan die linkerkant doen, moet jy ook aan die regterkant doen. En die groot triek met al hierdie vergelykings is jy moet verkieslik nie jou sakrekenaar gebruik nie. Ons werk altyd met priemfaktore. So nou daai maal met daai raak dan nou 1. Maar nou hierdie help my ook nog nie, want hulle gaan vir jou sê baie keer doen dit sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. So jou met eksponente moet jou kop altyd gaan na priemfaktore toe. Enige saamgestelde getal moet ons probeer skryf as 'n produk van sy priemfaktore. So jy tik 16 in jou calculator in, is gelyk aan 16, shift fact, né? Dan gee hy vir jou 2 tot die mag 4. So daai raak 2 tot die mag 4. En nou weet ek, as ek iets tot die mag nog iets het, moet ek die eksponente met mekaar maal. So dis 4 maal 3 op 2 en dit is dan 6. So onthou net, met die maal van die breuke en die goeters, julle is nie meer graad 8 nie, ek worry nie of jy breuke kan maal nie. Tik dit in op jou sakrekenaar as jy bang is jy maak 'n fout. Ek sal verkies dat julle weet hoe om breuke te maal, nou al. Maar as julle nie doen nie, asseblief tik dit dan maar net in jou sakrekenaar. En die ander baie belangrike ding wat ons ook moet doen, is ons moet 'n plus minus daar sit. Want as jy gaan dit nie altyd daar sit nie. As daai as jou teller daarso as hy 'n ewige getal is, dan gaan jou antwoord altyd 2 oplossings hê. Hy gaan of positief wees of hy gaan negatief wees. So dis hoekom ons aan 'n plus minus daar sit, want hy kan 2 verskillende moontlike antwoorde hê. Maar as jou teller daarso 'n onewige getal is, dan jou antwoord se teken is jou antwoord se teken. Dit gaan basies daaroor dat onthou, julle het ons geleer, daai x tot die mag 2 op 3, kan ek ook anders skryf. As ek 'n wortel vat, sê nou maar ek het 'n x tot die mag 7 onder 'n vierkantswortel, né? Het julle geleer jou eksponentwette sê, jy vat daai getal en jy deel dit deur die getal by jou wortel. So hy sê nou maar 2. So dan sit x tot die mag 7 op 2. So dis hoe hy so geskryf word. En dan as daai ene, wat dan nou ooreenstem met daai, 'n ewige getal is. Iets tot die mag 'n ewige getal is ons altyd 'n positiewe antwoord, né? So dis hoekom ons dan as hy 'n ewige getal is, hoef ons nie die antwoord is die antwoord. Maar as hy dan in hierdie geval soos met 'n derde magswortel, daai kan ek ons nou skryf as net gou kyk dat ek hom reg gaan met 3 mag 2 en dan 3 by 'n derde magswortel en by enige ander onewe wortel. Hierso by daai vierkantswortel moet jou antwoord daaronder 'n plus wees. Hy kan nie 'n minus onder 'n vierkantswortel hê nie. Jou derde magswortel, hy kan 'n minus onder daai wortel hê, né? En dit beteken dan en in hierdie geval met die feit dat hy 'n kwadraat is, beteken hy kan 'n positiewe waarde hê of hy kan 'n negatiewe waarde in hê, want hy gaan in elk geval vir jou dan, as jy sê net maar daar in die x se plek was 'n minus 2, dan sou jou antwoord positief 4 gewees het. As dit net 'n 2 daarin was, sou dit in elk geval ook
positief 4 gewees het. So dis hoekom ons moet seker maak dat ons daai plus minus daarin sit, want hy kan enige een van daai 2 opsies hê. So as daai 'n ewige getal is, moet ons seker maak, maar met 'n onewige getal hoef ons nie daaroor te worry nie. Julle sal sien op die opsommings, is daar 'n paar belangrike goed wat julle moet onthou. Wil julle ek moet saam met julle deur dit gaan of OK. So die een groot ding is as jy 'n positiewe grondtal het, hoe kan ek dit nou skryf? Daai kan nie gebeur nie. OK. As daai ding positief is, daar's niks wat ek in daai eksponent kan sit vir my om dan ewe skielik 'n negatiewe antwoord te kry nie. So as die grondgetal positief is, kan jou antwoord nie negatief wees nie. Dan gaan daai vergelyking nie 'n antwoord, hy gaan nie 'n antwoord hê nie. Die ander belangrike ding is as jy dis wat ons nou nog gesê het hierso, nê? As jy hom onder 'n vierkantswortel het, soos byvoorbeeld as daai noemer 2 of 'n 4 of 'n 6 as hy 'n ewige getal is, en soos in hierdie geval wat hy 'n 2 is, dan kan jy glad nie, jou antwoord kan nie 'n negatief wees nie. So ek kan nooit sê dit is gelyk aan -5 nie. OK, dit kan nie gebeur nie, want ek kan nie, my antwoord van 'n vierkantswortel kan nooit 'n negatief wees nie, né? OK. Dan maar met 'n derde mag, dit kan wees. OK, so by 'n derde mag, as die teller hierso as die noemer daarso 'n onewige getal is, dan kan jy 'n minus hê. Dis net as hy 'n ewige getal is, dan kan ons dit nie hê nie. En dan wat nog? Ja, okay, die K-metode gebruik jy as jy eintlik maar net om 'n groot som bietjie eenvoudiger te laat lyk. Maar ek dink ons sal in die les sal ons kyk. Ek dink ons moet dalk nou net eers begin. Ons moet net inspring.